Soos ouer gewoonte wil ek jou hartlik welkom heet by Alles Uniek. My naam is Henriette en jy sal weet ons kuier elke Woensdag saam met Anita van Sail, Christelike beraader in haar reeks oor gebrokenheid. En wanneer jy teruggaan na die eerste afleweringe toe, gaan jy agterkom en onthou dat Anita gesels het waar gebrokenheid vandaan kom. En natuurlik leer sy ons hoe om van 'n slagoffer na 'n oorwinnaar toe te beweeg en te groei. En hierdie week gesels sy dan verder oor die gesin. Laasweek het sy gesels oor die hemelse gesin. Hierdie week begin sy gesels oor die aardse gesin. So kry jou pen en papier reg om belangrike notas te maak, wat natuurlik vir jou gaan help om belangrike veranderinge in jou lewe teweeg te bring, met die hulp van die Heilige Gees, en kry natuurlik ook jou koppie koffie reg en sit agteroor en luister saam met my na Anita. Ja, ons gaan nou verder op 7a, was dit nou die hemelse gesin, en dan gaan ons nou aan by nommer 7b, is jou aardse gesin. So, net om weer te recap, ons het gepraat oor die rolle, wat die aardse, jou hemelse vader en jou aardse vader, het presies dieselfde rol in jou lewe. So wat belangrik is as ons nou praat van ons aardse vader, is daar 4 behoeftes wat 'n kind het van 'n vader. En dis die 4 rolle van 'n pa. Die heel eerste een is identiteit. Dis om vir 'n kind identiteit te gee. Dis om vir 'n seentjie te sê, jy's pappa se eyster, voel jou spiere. Dis om vir die dogtertjie te sê, draai 'n bietjie in die ronde, jy's pappa se prinses. En dit hou aan tot daai kind groot is. Van kleins af. Hoor Boeta, hy's sterk. Dis wat Boeta nodig het om te hoor. Boetaatjie het nodig om sy identiteit as 'n seun te hoor. Jy's 'n man. Jy's pa se eyster, jy's 'n bil. En as hy hier by sy tienerjare kom, dan wil die jong bulle mos met die ou bulle stoei. En dan raak hulle bietjie stoeierig en stamperig en slaanerig, maar pappa moet toelaat dat Boeta vir hom 'n hou gee, en dan moet hy sê, Boeta, nee, dit was nou seer nie, jy het dit. Nou baie keer gebeur dit, dat 'n pa so gebroken is, en so, sy ego so groot is, dat hy nie vir sy seun kan erkenning gee, dat hy 'n man is, dat hy 'n jong leeu is, dat hy eendag 'n groot sterk leeu gaan wees. So dis belangrik, dat 'n pa moet heel wees, om 'n heel seun te kan grootmaak. Nou ek wil hê jy moet nou eers net luister. As jy luister na hierdie goed, luister as 'n kind. Al is jy vandag 80 jaar, of 40 jaar, of 30 jaar, luister na hierdie goed, asof jy 'n jong kind is, wat besef jy het hierdie goed nodig van jou pappa. So, 'n dogtertjie moet 'n pappa weer, hy moet haar hy moet haar die hof maak. Van kleins af moet hy haar komplimenteer, sy's mooi, jy's pragtig, jy is so mooi. Nou, 'n seentjie se ingeboude vraag is ek sterk? 'n dogtertjie se ingeboude vraag is ek mooi? En as ek hierdie vraag vir 'n vrou in die beradingsstoel vra, het nog nie een van die honderde vrouens wat in die beradingsstoel gesit het, verkeerd geantwoord nie. Hulle weet die ingeboude vraag wat is in hulle binneste. So vir 'n dogtertjie moet weer by pappa hoor, jy's pappa se prinses, jy's pragtig. En wanneer sy nou 'n tiener word, moet hy eintlik vir haar blomme koop, 'n briefie skryf, selfs wanneer sy begin menstrueer. Ek weet, dit klink nou vir baie mense miskien baie geheim of sacred, dit is sacred. Maar 'n pappa moet eintlik vir sy dogter rooi rose koop, 'n bos rooi rose en 'n briefie skryf en sê, my dogter, vandag het jy 'n vrou geword. Ek vier dit. Ek is so trots op jou. Nou daar is 4 goed wat 'n kind, enige kind, by 'n pa moet hoor. Nie by enige iemand anders nie. Jy kan dit dalk by ander mense hoor, maar dit gaan nie so swaar weeg soos die volgende 4 goed wat jy by jou pa hoor nie. Ek
is lief vir jou. Hoor, onthou ek sê hoor, daar was baie mense wat groot geword het met 'n pa wat stil was, wat jy dit nie by gehoor het nie. Jy moet dit hoor. Pa moet sê, ek is lief vir jou. Ek is trots op jou. Vir 'n seun moet hy sê, jy is mooi, jy is sterk. Vir 'n dogter, jy is mooi. En die ander ene, die nommer 4 is, jy is goed genoeg, net soos jy is. Dis die 4 goed wat enige kind by 'n pappa moet hoor. Nou dis deel van identiteit, en dan die tweede rol wat 'n pa het, is om vir 'n kind waarde te gee. Nou heel eers, kom ons gaan net gou terug na identiteit toe. 'n Pappa het tot op die ouderdom van 13 amper kans om identiteit in 'n kind in te bou. Daarna gaan soek hierdie kind identiteit by die teenoorgestelde geslag, wat die gevaarlikste plek is om dit te kry. Nou ek wil ook sê, 'n kind se seksuele identiteit word deur die pappa, ek kan amper sê 'n stempel van goedkeuring gegee. Jy's 'n man, jy's pappa se eyster, jy's 'n dogtertjie, jy's pappa se prinses. Dan 'n pa het om identiteit by die teenoorgestelde geslag te soek, is een van die gevaarlikste goed, want baie keer kry ons nie liefde en erkenning nie, ons kry babas en baie ander goeters. Tienerswangerskappe en soveel ander einas tref ons wanneer ons soek na identiteit in jou liggaam. Jy wil, 'n dogter wil hoor, ek is mooi. Haar vraag is ek bekoorlik? Nou as 'n pappa nie daai vraag beantwoord het nie, bly die vraag onbeantwoord en sy, sonder dat sy dit weet, soek sy die antwoord. En jy kan dit by niemand anders kry as jou aardse pa nie. Die enigste persoon by wie jy dit kan kry, as jou aardse pappa dit nooit vir jou gesê het nie, is die enigste een by wie jy dit kan kry, God die Vader. Want God die Vader is die een wat vir jou sê, my kind, ek dink, daar's soveel goed, soveel skrifte in die Bybel, wat God ons identiteit vir ons kan versterk. Ek het dit so in detail uitgeskryf in my boek. Hy sê, jy is my knegg, jou het ek uitverkies en jou nie verwerp nie. Daar's soveel skrifte in die Bybel, wat jy kan gaan navors, wat God die Vader vir jou sê, jy is myne. Jou naam is in my handpalm gegraveer. Ek het jou nie verwerp nie. Selfs as jou vader en jou moeder jou sou verwerp, ek sal jou nie verwerp nie. So dis die enigste plek waar jy identiteit kan kry, as jou aardse pa nie identiteit by sy pappa gekry het nie, gaan hy dit baie moeilik vir jou gee. En dan moet jy weet, daar's net een plek by wie jy dit kan kry, en dis by jou aardse vader. So die volgende rol van 'n pa is waarde. Waarde is daai ding wat jy vir 'n kind sê, my kind, daar's niks wat jy hoef te doen nie. Jy's goed genoeg, net soos jy is. Maak nie saak of jy nou goed is in wiskunde, en of jy nou goed is in atletiek, en of jy nou rugby kan speel, of sokker, of nie rugby kan speel nie, of jy hou van musiek, of jy hou van kuns, maak nie saak wat nie, my seun, of jy nou sensitief is, en of jy saggeaard is, jy bly 'n man. Jy mag jou emosies wys. My dogter, jy is my dogter, jy's goed genoeg, net soos jy is. Daar's geen prestasie van jou nodig nie. Nou jy sien, as ons nie waarde by ons pa kry nie, dan soek ons waarde in ander goed. Ons soek waarde in brand names, dit moet brand names weet, ons klere dra. Dit moet hierdie kar wees. Dit moet hierdie bankbalans wees. Dit moet hierdie beroep wees. Dit moet soveel grade wees. Dit moet dit wees. Ons bly ons waarde soek, en ons as jou pa prestasie georiënteerd is, dan gaan jy dink jy's net goed genoeg wanneer jy presteer. Daar's baie kinders wat se ouers net, jy kan selfs gaan kyk op Facebook. Ouers post baie keer net, hulle is nooit op Facebook nie, maar net wanneer hulle kinders presteer, dan post hulle nou ewe skielik iets, dan kan hulle nou brag. Mamma en pappa, jou kind moet goed genoeg wees, net omdat hy jou kind is.
net omdat hy joune is, omdat hy van God af kom, moet hy goed genoeg wees. Anders nie, gaan daai kind nooit gelukkig wees nie, daar gaan altyd 'n gebrokenheid wees, en hy gaan altyd sy identiteit soek. Hy gaan so hard op mense wees, want jy was hard op hom. Jy was hard op hom om te presteer, jy was hard op hom om dinge te doen, jy is net goed genoeg as jy iets reg kry, as jy my trots maak voor die mense, dan is jy goed genoeg. Jy kan nooit vir jou kind private kompliment gee nie, maar as daar 'n gehoor is, dan is jou kind ewe skielik die beste. Dis baie, dan moet jy gaan kyk na jouself. Ons het nodig om by ons pappas waarde te kry. Nou die volgende 2 rolle van 'n pappa is ook baie belangrik. Dis die heel eerste een is om 'n kind te beskerm. 'n Pappa is 'n kind se heel eerste held. Jy kan maar gaan kyk na die advertensies op TV. My pa se bakkie. Nee, my pa se bakkie. Jy het nog nie my pa se bakkie gesien. My pappa is die sterkste. Ek het een keer 'n meisietjie beraad wat in satanisme was, en sy het haar siel aan Satan verkoop. En toe ek met haar deur die rolle gaan, toe sê sy vir my, sy het op 11 haar respek vir haar pa verloor, want hy het sy ketty gaan haal toe daar 'n geskietery was in die straat, en hy het gesê, vandag skiet hy hulle almal dood. En sy het gedink, pappa, hoe wil jy dit doen? En sonder dat sy dit weet, soek sy 'n held. En sy het vir my vertel, Satan het vir haar gesê, hy veg vir haar. So 'n pappa het so 'n belangrike rol om jou te beskerm. Hy moet jou nie net fisies beskerm nie. Hy moet jou emosioneel beskerm. En dis hoekom dit so belangrik is dat 'n pa moet nooit sy kind los nie. Hy moet betrokke wees, al is die mamma en die pappa geskei. Jy moet jou kinders meer lief hê as wat jy jou ex haat. En dit is nou vir die geskeides. Dis belangrik dat jy moet weet, wees betrokke in jou kind se lewe. Maak nie saak hoe kwaad is jy vir hulle ma of hulle pa nie, wees betrokke. Jou kind het jou nodig. En ek praat sommer met stiefpappas ook. As jy 'n ekstra pappa is, ek haat die woord stief, as jy 'n ekstra pappa is, het jy nog steeds 'n rol. Daai kind het jou nodig. En dan die laaste rol van 'n pappa is om vir 'n kind finansiëel te voorsien. En dit is natuurlik in aardse goed. Klere. Pappa moet finansiëel voorsien. Dis maklik om dit te verstaan. Nou, soos wat ons aardse pa sien. As jy nie by jou aardse pa identiteit gekry het nie, gaan jy ook dink, God die Vader stel nie in jou belang nie. Want soos wat ons aardse pa sien, ek wil hê jy moet sommer vir jouself 'n punt uit 10 gee, van 0 tot 10. Dit kan nie 10 wees nie, want 10 is perfek, en hier op aarde kan dit nie perfek wees nie. Gee vir jouself, as jy kyk na jou verhouding met God die Vader, ons praat nou hier oor die Vader se rol. Gee vir jouself 'n punt uit 10 uit, as jy jou eie verhouding met God die Vader evalueer. En sê jy nou maar, jy kom op 3 op 4 uit. Dan kan jy kyk, het jy identiteit by jou pappa gekry? Het jou pappa vir jou gesê, jy's sterk? Of het jou pappa vir jou gesê, jy's mooi? Was hy daar? Het hy jou stempel, het hy vir jou die stempel van goedkeuring gegee? Want 'n kind leef altyd op, of hy nou 40 is of 4 is, hy leef op na sy pa se stempel van goedkeuring. Het jou pappa vir jou die stempel van goedkeuring gegee? Het hy vir jou identiteit gegee? Het hy vir jou gesê, jy's goed genoeg? Dis die tweede ene. Maak vir jou kruisiekies. Of 'n regmerkie waar jou pappa vir jou gegee het. Meeste van die mense se gebrokenheid begin by die nommer 1. 'n Pappa se belangrikste rol is om vir 'n kind identiteit te gee. So, het jou pappa vir jou identiteit gegee? Het hy vir jou waarde gegee? Het hy jou beskerm? Het hy vir jou voorsien? En dan wil ek hê jy moet 'n pyltjie maak, sommer 'n pyltjie wat regs wys na God die Vader toe. Sodat jy kan verstaan, soos wat jy jou aardse pa sien, so dink jy is God die Vader. En as jy hier alreeds gebrokenheid toon, dan is die laaste lesing wat gaan oor vergifnis, dan moet jy hierdie papiertjie van jou, hierdie
9 blokkies van jou moet jy byderhand hou wanneer ons by die laaste lesing kom. So hierdie was nou die aflewering oor 'n aardse gesin, maar die rol van 'n vader. Volgende ene is die rol van 'n moeder en dan gesels ons weer.